Goeiemôre, hartlik welkom vanmôre ook by ons oordenking. Dis natuurlik hierdie Sondag die begin van ons Pinksterdienste, want volgende Sondag is dit natuurlik Pinksterfees, waarin ons die uitstorting van die Heilige Gees vier, daardie wonderlike geskenk wat ek en jy ontvang het, God in ons, die Gees wat in ons bly. Hierdie jaar gaan ons 'n bietjie kyk na die geloofsbelydenis van Nicea. Die oudste van die 3 kort belydenisse in ons kerk. Daar's natuurlik die 12 artikels of die apostoliese geloofsbelydenis, dan ook die belydenis van Athanasius en dan hierdie ene die geloofsbelydenis van Nicea. Hy is vanjaar natuurlik 1700 jaar oud. Ontstaan daar in die dorpie Nicea toe Konstantinopel 'n klomp biskoppe van daardie tyd, predikante van daardie tyd die opdrag gegee het om te sê waaroor presies die Christelike geloof gaan. En dan raak dit 'n baie ernstige saak. Wanneer ons oor geloof praat en spesifiek die inhoud van geloof. En dis mos wat 'n belydenis is. 'n Belydenis kom sê dit glo ons met ons hele hart. Nicea is so belydenis. 'n Belydenis wat kom sê, maar so glo ons. Dis die ankertou, die inhoud van hierdie ankertou waaraan ons vashou en waaraan ons aan ons Here vashou. So 'n belydenis kan nooit sommer net ligtelik afgemaak word nie. Baie belangrik. En daarom gaan ons die onderskeie dele van die belydenis bekyk in die aande wat kom. Hopelik gaan ons deur die hele belydenis kan werk en vir mekaar sê, maar dit bedoel ons wanneer ons so bely. Ons staan natuurlik vandag stil by die heel eerste deel van hierdie belydenis. 'n Kort paragraafie, maar so veelzeggend. Luister mooi. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sienlike en onsienlike dinge. Ons glo in God, die almagtige Vader. Ek wil graag 2 gedeeltes met julle deel vanoggend. Die eerste gedeelte uit Genesis 1, daarvan uit die 26ste vers tot die 31ste vers, en dan ook Galasiërs 3, vanaf vers 26 tot hier by Galasiërs 4, die einde van die 3de hoofstuk. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons bid nou eers saam. Grote Heer, baie dankie dat ons ook vanmôre met U kan praat as die Here van ons lewe. Dankie dat U ons baie liefhet en dat U ons van oomblik tot oomblik dra. Here, U is die enigste ware God. Dit weet ons. En ons loof en eer U vanmôre, omdat ons wat so nietig is, U kinders kan wees en aan U behoort. Here, dit is net genade. Dankie vir U genade. Dankie dat U steeds nog ook die skepping onderhou, soos wat U daar aan die begin geskep het, Here. En dat U ook vir ons omgee. Ons kan dit maar net sien in die liefde wat U vir ons het, elke dag. Here, ons bid ook vanmôre vir dit wat ons gaan oordink. Seën ons wanneer ons uit U woord hoor, sodat ons sal hoor wat U wil sê. En seën ook die woorde wat op die woord gesê word, sodat dit ook U woord vir ons sal wees. In die naam van Jesus Christus. Amen. Genesis 1, daar vanaf die 26ste vers. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar en word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see,
oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. En dan blaai ons na Paulus se brief van die Galasiërs. Galasiërs natuurlik net hier na Korintiërs in die Bybel te vind. Die 3 groot briewe, Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs en dan 'n paar korter briewe. Dit begin natuurlik by Galasiërs. Daar die 26ste vers. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel geword van Christus. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Wat 'n pragtige woord, ook uit Galasiërs vanmôre. Ons glo in God, die almagtige Vader, skepper van hemel en aarde. Het jy al opgemerk, ouens wil mos so graag namaak in die lewe. Ja, daar is seker nie een van ons wat baie graag 'n baie belangrike persoon wil wees nie. En mens sien dit op sportgebied, daar wanneer die Springbokke uitdraf, hulle staan daar gereed om die stem te sing en die volkslied te sing, soos wat ons dit vandag het, dan is dit sommer duidelik hoe die trots op daardie gesigte is. Trots omdat hulle hulle land kan verteenwoordig, maar ook omdat hulle weet, almal om daardie veld weet wie hulle is. Hulle is baie belangrik op daardie stadium. En eintlik dra hulle dan hierdie faam saam met hulle, hierdie belangrikheid saam met hulle. Ander ouens werk weer baie hard om die hoogste sport in die lewe te bereik. Dan kan daar gesê word, maar dit is dokter so en dokter sis. Bewys van die wonderlike akademiese kwalifikasies wat behaal is. 'n belangrike persoon. Mense doen vreeslik baie om belangrik te wees. Ander wy hulle ook daarop toe om regtig baie geld bymekaar te maak, sodat die wêreld kan kennis neem dat hulle baie geld het. En so raak hulle ook belangrike persone. 'n baie belangrike persoon. Ek het vir u nuus vanmôre. Het jy geweet, jy is klaar 'n baie belangrike persoon. Jy het 'n ereplek gekry in die ganse skepping. As ek en jy aan die skepping dink, dan gaan dit 'n mens se verstand te bowe. Die wetenskap wat bewys hoe geweldig die skepping is. Ja, ons kan maar net na die buitenste ruimtes kyk. Daar sien 'n mens die grootsheid van die skepping. Ons deel van ons sterrestelsel, die Melkweg, en dan 'n klein stippeltjie die aarde. En op hierdie aarde is 'n kroon gesit. 'n Kroon van hierdie skepping, die mens. Of daar ander hemelwesens en almal ander lewende organismes in die skepping is, dit weet ons nie. Daarvoor is ons verstand te klein. Ons kan dit nog nie deurgronds of deurvors nie. Maar wat ons wel weet, toe God die mens gemaak het, het hy iets besonders in gedagte gemaak. God kom skep die mens in die eerste plek as sy beelddraer in hierdie wêreld. Om juis hom hier in hierdie wêreld te verteenwoordig. Ek wil vir u die direkte vertaling lees. Dit is vir my so pragtig. Daar die 27ste vers van ons in Genesis. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hom geskep. Wanneer God die mens skep, lyk dit vir my, as ek dit so met
eerbied kan sê, het God iets in gedagte gehad dat hy iets van homself op hierdie pragtige planeet wou vestig. Iets wat vir hom tot eer en tot lof sal wees in dit wat hy gemaak het. En as ons sien dat God klaar skep, dan sê hy, dit was vir hom mooi, dit was vir hom goed, en dan sien ons natuurlik die 7de dag as rusdag, nee. Maar nou ja, so gebeur dit, die mens as God se beeld, is ook die mens wat kan kies. God forceer hom nooit op hierdie pragtige skepping van hom af nie. En iets van homself, die feit dat hy kan kies, word ook deel van die mens se lewe. En dan onthou jy mos nog die sondeval. Die beeld van God word as 'n ware deur sonde in ons verduister. En ons is nie meer beeld van God, soos wat ons behoort om te wees. Die mens word natuurlik uit die tuin uitgedryf. Van nou af raak die wêreld 'n gebroke wêreld en die hele wêreld is beïnvloed juis deur die sondeval. En sonde kleef aan ons. So van ons oomblik van geboorte af is ons maar ook vol sonde, omdat ons in hierdie gebroke wêreld gebore is. Ja, nou kan 'n mens natuurlik sê, maar wat van nou Adam en Eva, dis mos hulle wat die moeilikheid gemaak het. My broer en suster, ons kan maar net in ons eie lewens kyk. Ek dink die appel val nie ver van die boom nie. As ek in my lewe inkyk, dan is ek maar net soos my oer-oupa Adam. Dikwels gee ek maar toe aan die sonde en aan die verkeerde. Maar die wonder is, dit bly nie net daar nie, want God kom ons weer eens tegemoet. Hy sluit natuurlik met Abraham 'n verbond, trek hom weer by hom in, maar dit gaan veel verder. God kom weer na ons toe, hy buig na ons toe af in Jesus Christus, en daar vind eintlik 'n herskepping plaas, sodat ons in 'n nuwe, liefdevolle verhouding met die Vader kan staan. Luister mooi, want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Ek dink 99% van ons het hier iets in ooreenkoms vanoggend. Natuurlik kan ons sê, daardie ooreenkoms is die doop. Die doop wat kom bevestig wat God deur Jesus Christus kom doen het hier in 'n wêreld. Die doop wat kom bevestig dat sondeskuld afgewas is en dat ons ook nou kinders van God is. Elkeen wat glo dat Christus die Here is. En dit is die Vader wat so aan die werk is dat hy eintlik sy plan B, as ons dit kan noem, in werking stel. Om weer aan die mens verbind te word, so dat die mens weer aan hom kan behoort. En dat die mens weer syne kan wees. My broer en suster, liewe jong mense, kinders, dink net, ek en jy, kind van God. Kind van God, wanneer ons hier by die deur uitstap, om ook hom weer daar aan 'n wêreld bekend te stel. Hierdie beeld van God gaan natuurlik baie verder. In die Nuwe Testament, Paulus gebruik 'n pragtige metafoor, die kerk, en dan praat hy van die kerk as die liggaam van Christus. So kry die beeld van God op aarde ook 'n gestalte in die liggaam van Christus. Hulle wat met Christus in hierdie besondere verhouding staan. En ek en jy is mos deel daarvan. Daarom kan 'n mens nie eintlik sê, ek is maar net 'n Christen en
Ek is nie verbind aan 'n kerk. Dit gaan nie eintlik op nie. Wanneer 'n mens 'n kind van God word, dan raak jy deel van die liggaam van Christus. En dan is die kerk ook uiters belangrik in ons lewens. Ons sal dit later weer hoor. Uiteindelik het God ons geskep om hom steeds hier in 'n wêreld te verteenwoordig. Daarom kan ons nie net so ligtelik oor Genesis lees en dink, hoor hier, maar dis nou verby, ons het nou maar in sonde geval, maar ons het ons taak verloor nie. Luister mooi wat sê Genesis 1 verder. Hy sê, God het toe die mens gemaak om in sy plek te regeer. Hy het die mens gemaak om in sy plek hoof te wees. Ek en jy het steeds hierdie taak. Hierdie taak om God in die wêreld te verteenwoordig. Om in te staan vir hom in die wêreld. Ja, ons is steeds hier om in liefde op te pas dit wat die Here aan ons toevertrou het. Daarom praat ons vandag van die ekologie. Ons praat van dinge wat ons aarde verniel. En daarom moet ons as kerk ook mekaar aanmoedig om juis ons aarde weer heel te kry. Ja, om minder rond te strooi en te vernietig en te misbruik wat vir ons geleen is. U ken al die vraagstukke ook op ekologiese gebied vandag. Ek en jy het steeds daardie verantwoordelikheid om die wêreld op te pas, om hoof te wees in die wêreld. Ons het steeds die verantwoordelikheid om God se liefde hier in 'n wêreld bekend te maak vir mense wat dit so nodig het en wat so gebroken is en smag daarna. Al doen hulle alles om die goeie nuus uit te hou. Ek en jy, hoofde in hierdie wêreld. Hoofde om juist die heelmaakproses wat Jesus Christus begin het, daardie dag op Golgotha toe hy gesterf het en opgestaan het, dat ons daardie heelmaakproses kan begin, sodat hierdie skepping weer mooi kan word, sodat ons wêreld heel kan word, en daar ook ruimte is vir ons kinders en hulle kinders om in te leef. Ons glo in een God, die almagtige Vader. Hy wat ons geskep het na sy beeld, met wie ons in hierdie liefdevolle verhouding kan staan, deur sy kinders te kan wees. Sy kinders te kan wees omdat hy Christus gestuur het en ons sondeskuld afgewas het. Maar waar ons hiervandaan voortgaan om steeds nog om te verteenwoordig hier op aarde. Ja, te verteenwoordig deur betrokke te raak om dinge heel te maak, om dinge beter te maak, omdat ons in sy plek as hoofde aangestel is, as mense wat ook so in verantwoordelikheid oor die aarde moet regeer. Mag die Here ons elkeen daartoe help, in die naam van Jesus Christus. Amen. Here, baie dankie dat ons ook vanmôre die eerste pragtige deel van die blydenis van Nissia kan bekyk en dit uit die Bybelse gronde kan belig. Dankie Here vir die pragtige dit wat U kom doen het, deur die pragtige te skep, die mooie, die volmaakte. Here, ons is so nietig, so klein, en dan staan ons verwonderd dat ons reeds daar in die begin 'n ereplek gekry het. Maar dan is ons ook jammer dat ons dit alles kom doen het, sodat daardie ereplek nie meer so glansryk is, soos wat dit is na U beeld nie, as gevolg van ons sonde. Here, dankie dat U ook weer eens
ons uit die put van sonde kom trek het, sodat ons weer u kinders kan wees en aan u kan behoort. Dankie dat ons in 'n verhouding met u kan staan, ons liefdevolle Vader, deur ons Here Jesus Christus, en dat ons aan u kan behoort. Here, werk aan ons sodat ons dit wat u begin heel maak het, daar aan 'n kruis deur Jesus Christus die seun te gee. Ja, dat ons ook gaan voortgaan om hierdie heelmaakproses voort te sit, sodat u ook bekend sal word en sodat ons aarde wat so verniel is en so stikkend gegaan het, weer heel sal word. Ons bid vir hulle wat siek is, eensaam alleen is in ons gemeente, dra hulle wat herstel na operasies, ons dra hulle aan u op en bid vir hulle. Ag Here, gee dit daar sommer spoedige beterskap sal kom. In die naam van Jesus. Amen.